Goeiemôre Suid-Afrika. Goeiemôre George, Ons is ingeskakel vandag met Freddy Trout. Mr. Trout, vertel ons van u organisasie en hoe dit begin. Okay, die organisasie se naam is People Against Substance Abuse. Hy is begin in 2006, gebore in 2006, geregistreer in 2009. En dis maar begin uit 'n nuut wat ek gesien het onder ons jeug wat 'n bietjie rigtingloos is. Hulle het niks sense of purpose nie en ons doen basies programme in die skole om kinders te bemagtig om beter keuses te maak. Omdat ons wat aan die organisasie werk, tans ek en my jongste broer, ons was self drug addicts gewees vir 12 en vir 10 jaar. Ek was 'n gangleier gewees vir 10 jaar, ek was in die tronk 6 keer gewees en so ons bou maar net op daai ondervinding om kinders soort van te bemagtig om beter keuses te maak, dat hulle nie dieselfde foute maak wat ons gemaak het nie. So ons werk met die jeug by al die laerskole, som hoërskole ook, Okay. maar meestal op die laerskole. Okay. Graad 6 en graad 7, so ons doen programme met hulle om hulle 'n bietjie tools te gee. En hulle wys hoe goed is soos jou omstandighede en jou selfbeeld en peer pressure, hoe dit jou keuses beïnvloed. Okay. Nou dit is maar altyd oor die keuses. Net Dit so. is altyd oor die keuses, ja. So u bemagtig hulle om hulle dissipline beter te kan handhaaf. Ek voel ons jeug het nie die tools. Ek was so society change elke dag. Dan en ons jeug het nie die tools om dit te navigate nie. Okay. Dis dan so ons gee hulle half tools en wys vir hulle maar net die waarheid oor wat regtig in daai wêreld aangaan. Want hulle word voorgelieg, en hulle glo al die leuns. Ja, hulle word En gemanipuleer. society change elke dag. Ek kan nou ons praat met kinders en sê wat gebeur nou in society? Ons jong mense loop met hulle weet nie meer hoe om hulle broeke op te trek nie. Net gepraat van dit. 2 naweke terug toe was daar weer 'n moordgeval. Jong mense betrokke, 'n kind van 17 jaar het 'n ander kind gesteek van 20 jaar oud. Nou is daai kind van 17 jaar se lewe basies. Ek het daarvan gelees in die koerant online het ek gelees daarvan dit is baie hartseer. En ons het nogal nou net ek is besig om 'n anti-crime prevention program te skryf. Ek het nogal net gister begin met daai program. Wat kinders leer nie net oor dwelms nie, maar kyk dis 'n samevattende program. Jy kan nie net konsentreer op die dwelms. Maar die bende geweld, die bende bedrywighede, hoe hulle jou intrek, hoe hulle jou rekruut. Dus dan laat hulle net 'n bietjie bewus kan wees voor dit uit kom. Want die gangsters, hulle rekruut mos die ouetjies nou al hier van 9 jaar oud af. Hulle weet mos nou al hulle is nog juveniles. So hulle gaan nie maklik tronk toe gaan. Kindigheid is ook nog nie daar nie. Ja, so hulle gebruik die kinders en die kinders is maar baie naïef as dit kom by sulke goedes. 100%. Want hulle word beloftes gemaak van mag en van respek en almal daai tipe goedes. Maar as 'n ou wat uit 'n bende uitkom, ek kan weer sê Benmer toe ek 26 jaar terug het ek op die straat beland. Dis dan en as gevolg van my eie keuses, as gevolg van die dwelms, my familie het hulle rug op my gedraai. My selfs die gang wat gesê het ons gaan saam met jou dood. Hulle het hulle rug op my gedraai. Bewanne uit. Ja, en die nommer ook, die nommer was nie daar van my gewees. Toe ek op die straat beland en dit vullisdrom by eet en parkies in slaap en 'n kaartbord bokse. Hulle was nie daar vir my gewees nie. Dis dan so die ouens dat hulle is net daar wanneer dit goed gaan. En wanneer jy die vuil werk moet doen. Daai's presies. Freddy, ek het ook verneem julle het onlangs ook 'n suksesvolle workshop aangebied. Kan jy net die kykers 'n bietjie meer vertel oor dit ook? Ja, ons het 'n gender-based violence first responder workshop gedoen. Ek het met Community Wellness Project wat ek in 2019 begin het. Kom ek begin by die begin. Ek het 2018 het ek opleiding ontvang as 'n HIV spesialis. So ek is 'n gekwalifiseerde HIV spesialis. Kan die teaching doen, ek kan die testing doen, ek kan die counseling doen, en almal alles daai goed kan ek doen. Maar ek het gesukkel om my sertifikaat te kry. En ek is 'n ou wat glo as jy kennis opdoen, dan moet jy iets doen daarmee. Definitief. Want ek sê altyd kennis is nie mag nie. As jy toegepaste kennis is mag. Okay, ek hou af. So ek wou iets doen met hierdie kennis. So ek het die Here gevra wat moet ek doen en toe begin ek Community Wellness Project. En om HIV bewusting te doen en so maar ek kon niks doen nie want ek kon nie bewys ek is gekwalifiseer nie. Okay. So ek het gesukkel om my sertifikaat te kry wat ek eintlik eers laas jaar gekry het. Nee, geluk vir die man. Dankie. Maar in 2024 het ons begin pilotprogramme doen. En een van die pilotprogramme was 'n gender-based violence workshop.
Was het 'n halwe dag workshop gewees en ons het 'n gender-based violence survey gedoen. En ons het dan 19 wards in Ja. George het ons die survey Dis door te amper doen. die hele George. Ja. Het ons het volunteers gehad, 10 Mhm. volunteers wat door te door gegaan het, Okay. mense geïnterview het. Mhm. En dan was dit so bietjie oor die 2100 mense Sjoe. geïnterview. Well done. En uit daai uit ons het dit nou geanalyse en toe sien ons daar die gaps is. Okay. Ja, daar's nie genoeg shelters nie. Mm. Daar's nie genoeg programme in die skole om dit te prevent nie. En dan die gap wat ons nou gesien het is die first responders. Daar's nie genoeg first responders nie. Daar's nie mense wat weet hoe om te respond. Hoe om te respond Maar in so daar's 'n 'n manier, situasie nie. verstaan, daar's 'n manier wat jy kan respond wat effektief is en oneffektief is. Want kyk as 'n vrou nou, ek het 'n auntie gehad wat deur haar man geslaan was die eerste dag van hulle huwelik, Ja. van die eerste dag af. Ja. En mense dink, hoekom stap jy nie net uit nie? Mm. Hoekom los jy net die ou nie, verstaan? Maar daar's baie goedes wat Dis nie in so ag geneem maklik is. nie, Nie so net mental. ja, Nee, daar's verstaan kinders betrokke. jy. Sy is afhanklik van hom, verstaan? Sy werk nie. Dis almal baie goed. Mm. So ek het nou ek het ook 'n gender-based violence training gedoen in 2024 en toe besef ek daar's 'n ding wat hulle noem van die World Health Organization gebruik hierdie beginsel lives. Okay. LIVES. En daai ding het vir my gevang. Want dis 'n manier hoe jy respond. Listen, inquire, Okay. validate, Okay. evaluate Okay. en refer, verstaan? En dan die S as vir safety. Okay. Verstaan? Nou vra ek by die kursus, maar kan ek daai beginsel gebruik in my eie kursus? Jy sê wel, dis op die webwerf. Dis nou nie publiek, jy mag dit gebruik. Tot ek daai kursus, daai training wat 'n halwe dag is, gaan oorskryf in 'n 3-dae workshop. Sjoe. Met role plays, Okay. met groep discussions. So jy leer nie net jy pas toe. Okay. Jy kry 'n bietjie experience, Yes. practical experience, hoe jy dit gaan hanteer in 'n real life situation. En dis hoekom hy workshops so suksesvol was. Hy was groot. Hy Ek was- het self toe ek my navorsing oor gedoen, toe sê ek, "Wow, hoe het ek geslaap op die?" Ja, dit En was dis hoekom ek uitgereik het sommer dadelik na julle van dit is iets wat ons dringend nodig gehad het en nog steeds nodig het in ons gemeenskap. Freddy, soos ek nou hoor, kry jy enige hulp van miskien die social development afdeling of nee, is daar mense wat jou help? Nee, kyk, die organisasie is nog maar nie. Dis wel nie seker nie, maar die programme is vars op die been. As vars nou so, dit begin nou so ek is nou eers besig om 'n bietjie van 'n track record te bou. Okay, 100%. Ons het nou al data van skole wat ons besoek het, kinders wat ons mee gewerk het. Verlede jaar het ons 'n aansoek ingesit by Nedbank. Okay. Ons het 'n klein grant gekry en ons het net so oor die 600 jeug God is groot. met 25,000 rand. God is groot. Ons het nou weer aansoek gedoen hierdie jaar. Ons gaan nou hoor by Oktober maand. Maar ons kon nou aansoeke doen vir tot op 180. Ja, nee, God is groot. En ons het daai data geanalyse, ons het dit vir hulle gestuur in 'n report en alles en hulle kon sien, weet ons gaan 'n bietjie op 'n groter skaal. Okay. Want dit was ons se eerste keer gewees. So ons het 'n paar aansoeke in die pipeline in. Ons weet nog nie wat die uitkoms gaan wees nie, maar in die meantime doen ons maar ons eie fondsinsameling. Met die gender-based violence first responder workshop. Die workshop se waarde is eintlik R1350 per persoon, want ons is 3 dae en ons gee vir jou lunch ook en alles is ingesluit. Ons gaan fotos maar duur. Maar op die einde van die dag het ons alles verniet gedoen. Okay. Want ek het kos gesponsor gekry, ek het lunch gesponsor gekry by 'n paar besighede. Ja, ek het koffie en suiker en tee en sulke tipe. So jy sê die private sektor se hulp is baie waardevol. Is baie waardevol, ja. Is baie waardevol. So ek het daai gedoen. Ek kon dit maar net doen omdat ek dit goed verniet gekry het. Okay. Dat ek die mense maar verniet laat kom en almal het 'n sertifikaat gekry en almal die goedjies, maar ons gaan dit nog steeds, ek wil nog steeds nog 3 workshops doen. Okay. Vir hierdie jaar. Okay. En wanneer as daai aansoek suksesvol is, dan kan ons nog 'n ekstra 4 workshops doen. En definitief gaan jy my nooi vir een van die workshops. Yes, definitief. Freddy, jy het ook genoem van julle doen julle eie fondsinsameling. Yes. Julle het ook nou 'n fondsinsameling wat julle tans gaan hou. Ja. Kan jy net kykers meer oor haar fondsinsameling vertel, datum, wat dit behels, pryse, produkte wat gaan verkoop word? Okay, so ons het ons People Against Substance Abuse, dis al twee fondsinsamelings is vir hulle. Maar jy het mos 'n poster op, né? Ek het 'n poster. Ek sal die poster hier vir julle opsit en die details insit, moenie worry nie julle. Ja. So ons het die musiekpret aand. Musiekpret aand, hulle noem dit in Engels 'n boombox evening. Okay.
dis net soos ek weet mense ken vir nood. Ja, Dis dieselfde definitief. soos nood, is net baie meer van. Okay. Mense kan dans, hulle kan te kere gaan. Ons is nou against substance abuse, maar laat die mense maar toe om hulle drankies op te bring. Ietsie Het weet mos matigheid. as die ouers mos 'n paar doppe in het, dan gee hulle makliker geld. Ag, julle makliker So geld. die musiekpret aan is op die 14de November. Okay. Die 14de November, dit gaan by die munisipaliteit se stadsaal wees, Okay. by die banketsaal eintlik. Okay, Yorkstraat. Ja, in die Hoogstraat. Ons gaan so 14 tafels hê. So ons soek nou mense om 'n tafel te host. Okay. Dit kos R250 per persoon. So R2500 vir 'n tafel. Okay. En dan is daar pryse soos vir die beste gees. Okay. Die best dress tafel. Okay. Want hierdie jaar se tema is die 80s. So vir R250 is dit eintlik 'n winskoopie. Ja, Dis 'n 'n winskoopie. lekker aand uit. Mm. Ons het laas jaar iemand gehad wat almal hulle mense genooi vir hulle birthday party. Ja, dis nice. Dis 'n verjaarsdag daar gehad. Dit is hope van. Mense bring net hulle eie kos, elke tafel bring hulle Okay. eie kos. Hulle besluit mos nou op wat Tema, hulle gaan aantrek. So die tema is die 80s. Okay. So die musiek gaan alles van die 80s af 80s wees. wees. So die ou dis baie lekker en hulle soms kere jy wen die spanne wen gebaseer op hulle kennis oor die musiek, Okay. die kunstenaar. Hulle speel so 2-3 sekondes van Mhm. dit, dan moet jy raai wie se kunstenaar, Okay. wat se liedjie. Okay. Dit is fantasties, dit is lekker. As jy net musiek nie, Mm. dit is TV-programme ook en Okay, movies ook, okay. so music. Mhm. Dis dan so ons het elke jaar het ons 'n ander wenner, ons daar's 'n trofee, so 'n Bissel Ag, trofee dis wat lekker. ons uitgee. Ons gee baie pryse uit op. So die tafel wat die beste gees kry, hulle kry die tafel wat eerste wen, wat eerste staan, hulle kry die trofee. En elke persoon kry 'n prys. Ag, dis nice. Laas jaar was dit Biltong Council die elkeen gekry het. Ag, dis nice. Dit is nice. Ons kry restaurant vouchers en sulke tipe goed. Ons het gewoonlik 'n auction ook. Okay. Ja, ons het laas jaar het ons 'n paar wellness bokse ge-auction. Ons het ook paintings wat ons gaan verkoop. Sure. En dan gaan ons natuurlik 'n raffle ook hê. Okay. Net so lucky draws en ons gaan 'n Dit is raffle hê. definitief vir R250. Ja. Not to be missed. Ja. Freddy, ek hoor, dis nie die eerste keer wat jy die event het. Die hoeveelste keer? Die gaan ons vir derde ene wees. Gaan ons vir derde. Ons eerste ene was maar touch and go geweest. Dit was ons eerste keer geweest. Maar vir hierdie jaar was ons chock and block vol. Okay. Ons het oor die 150 mense gehad Sjoe. wat daai aan bygewoon het. Dit was kyk die spasie was ook maar beperk. Ons het nou probeer om die stadsaal te kry. Bietjie groter. Maar die stadsaal is so voor die tyd is hy vol geboek. So ons kon hom nie kry vir die jaar nie. Hoopelik vir volgende jaar gaan ons kyk. Ons mik altyd vir 200 mense. Maar hierdie jaar gaan dit baie lekker wees. En dan het ons die Summer Madness fundraiser. Die Summer Voor ons Madness. gou aangaan by Summer Madness. Hoe kry julle 'n kaartjie? Kontak hulle vir jou? Hulle kontak vir ons, Okay. ja. Kontak vir ons. Ons ek sal aan die einde die details gee. Die Summer Madness fundraiser was eers ons Kersfees raffle geweest. Ons het hom so 3 jaar terug ook herbenoem en gerebrand. Summer Madness. Dit gaan alles oor Summer Madness. Alles oor summer. Ou somer. Daar het ons pryse. Ons is 'n raffle. Okay. Ons verkoop die kaartjies R50 of 3 vir R100. Hy is geregistreer by National Lottery, so hy is heeltemal legal. So ons verkoop kaartjies op Quicket ook en op webtickets. En dan verkoop ons nou die fisiese kaartjies. Nou hierdie ding kan mense kaartjies reg oor die land verkoop. Want ons jy kan koop en dan stuur ons vir jou die kaartjies op 'n WhatsApp. Dit is die belangrikste is ons jou kaartjie nommer. As dan die trekking, ons verkoop die kaartjies tot die 12de Desember toe, van die 1 Augustus af. Tot die 12de Desember, die draw gebeur op ons Facebook page live op die 14de Desember. Die Facebook page is People Against Substance Abuse. People Against Substance Abuse. So dan gaan ons dit daarso live doen. En ek sê vir jou dat ons het pryse nou sover, ons pryse se waarde beloop R22.500. Sjoe, guys. En dan met vir 'n R50 kaartjie, dit is 'n bargain. Dis 'n bargain. So as jy 3 koop is dit R100, so jy kry 1 free eintlik as jy 2 koop, dan kry jy 1 free. En ons het goede soos braai hampers. Ons het goed soos ons het hierdie jaar het ons 'n portable braai. 'n custom build. Van Kerwel skool bou hom vir ons. Hy's op wiele. Is lekker groot met hy halwe drom. Baie nice. Ons het daai ding wat ons hierdie jaar gaan bykry. Ons het die braai hampers het ek gesê, die paragliding vouchers. Ons het restaurant vouchers, outdoor vouchers, game drives.
Goede soos Birds of Eden Ek is en regtig beïndruk hoor Freddy met wat julle doen en met hoe julle met die besighede, gemeenskappe en die skole saamwerk. ja. Ek moet dit sê, dit is baie indrukwekkend. Ja, nee, dis belangrik. Ons het baie goeie verhouding met die besighede in ons dorp en En ek dink die dit is skole. wat julle so spesiaal maak van, soos jy gesê het, jy het jou misfortune gevat, dit omskep in 'n fortune Ja, en nou trek jy mense in en jy deel daai gelukkigheid en kennis en wow, dis amazing. ja nee, dit is ja, nee, Fred, dit gou is om af te sluit, die laaste boodskap vir ons se kykers. Wat wil jy deel met hulle oor wat jy doen, oor die projek en oor die fundraisers wat opkom? Okay, so as dit nou kom by People Against Substance Abuse, as daar mense is wat byvoorbeeld sukkel met iemand wat in die familie is wat miskien op dwelm verslaaf is of eksperimenteer of so. Die beste ding wat jy kan doen is bemagtig jouself. As jy kan nie iemand anders help as jy nie weet nie. Yes. Jy nie weet hoe nie. En ons is daarso om mense te bemagtig. Ons het trainings vir ouers ook. Ons het programme vir ouers. Die hardste ding is dat die ouers kan nie altyd by die goed uitkom nie. Mense sukkel 'n bietjie, so ons probeer om die goed so goedkoop as moontlik te doen. Soms kere doen ons dit, jy betaal net vir jou manual, want die manual is die belangrikste ding. Want jy kan kom na die ding toe, ons kan gesels vir 5-6 ure, maar jy gaan nie alles onthou nie. Yes. Dit is hoekom die manual daar is. 100%. Goed, die manual het baie meer inligting as wat ons maar gesels het hy paar ure. Dan so, maar die belangrikste is moenie stil bly oor die probleem. Ryk uit. Daar is hulp beskikbaar. As jy nie gaan uitreik, jy gaan mense nie weet nie. Gaan hulle nie Dis doen. dit en ek wil ook sê met dit, daar's niks om oor skaam te wees. Yes. Drug abuse is so algemeen nou. Ek weet daar's mense wat soms keer skaam is en hulle wil nie na vore kom nie. Maar die ding is die probleem gaan net erger raak en jy gaan in silence en suffer. Ja. Dus dan daar's nie 'n suffering erger as dit nie. Vir 'n ouer om te sien sy kind verander in iets anders voor hulle oë. En ons kan help. Ons wil help. Ons is daarso om te help. Met Community Wellness Project, ons is nou weer aan die ander kant die HIV en almal daai goedjies betrokke. Ons wil daar ook hier weet ons het 'n survey gedoen oor sexual and reproductive health. En ons het net 'n graad 11 klas gevat en ons het daar uitgekry dat daar's 'n gap tussen ouers en kinders wat nie praat oor seks nie. 100%. Dis dan 100%. en wat nice is ek het 'n klaar program gedevelop vir jou. Daar's 'n klaar program om ouers en jeugwerkers en onderwysers en mense wat werk in werkplekke is te bemagtig oor hoe om met jou kind te gesels oor seks. Want mense dink dit is taboe, dit is ons het nogal daai vraag gevra in ons survey en daar's baie mense wat sê dit is taboe om met jou kind te praat oor seks. Maar soos jy sê, as die kind nie daai inligting het, daai knowledge, wanneer die kind in die situasie is, dan gaan die kind nie die regte besluit kan maak nie. Die ding is dit belangrik dat dit kom van die ouers. Yes. En ouers, as jy dit nie doen nie, gaan iemand anders dit doen. En die ander persoon wat dit gewoonlik doen is nie die regte mense. En hulle kry nie die regte inligting nie. Dus dan so dis belangrik dat die ouers dit doen. Ja. Freddy, ek sê baie dankie vir jou tyd wat jy uitgevat het in jou dag om met ons te kan kom gesels. Ek myself voel geïnspireer. Definitief na hierdie show gaan ek kom met jou ietsie deel. Ek dink daar's 'n dogtertjie wat ons kan help. En ek wil net sê die Here se seën op wat julle doen en jou broer en jou span. Net hoogtes van hoogtes. Ek ken u as 'n jong man myself en ek kan met volle respek en vertroue sê dat wat u daai tyd begin het tot vandag toe sien ek net u het gebou op dit. So wel dan om Freddy vir dit en God se ryste seën. My nommer is 071 090 4450. Dit is nou om kaartjies te koop vir die Summer Madness of vir die musiekpret aan. Of jy kan my broer Wayne, sy naam is Wayne Windful. Sy nommer is 071 469 9353. Baie dankie en totsiens. Bye bye. Dankie Freddy. Dankie man.